Goeiedag almal, dit is in die tonnel. Vrydag is heerlik. Is altyd 'n gunsteling tyd vir my verseker as dit naweek is. Lekker klomp sport. Daar's 'n baie besige sportnaweek hierdie naweek in Namibië en ook internasionaal. Dit is 'n verskillende sporte wat plaasvind. Dit is van rugby na sokker. Daar's ook 'n groot gevegkuns, as mens dit so kan noem, Driekus Du Plessis wat in aksie is. Daar's in Amerika is dit die Super Bowl finaal. Daar's FA Cup sokker. As jy Engelse woorde so 'n bietjie inmeng, verskoon my. Maar by die rugby gaan ons begin. Grootte in die Kaap, dit is 'n Noord-Suid, dit is die Stormers teen die Bulls. Ons gaan hoor wat sê Jake White ook, onder andere ook Mike Potgieter gaan saamgesels. 6 nasie rugby gaan voort, lekker groot wedstryde. Engeland speel teen Frankryk, daar is altyd 'n groot, Ierland ook teen Skotland, en ons gaan hoor wat sê van die spelers ook daar, en dit is veral die loskakel van Engeland wat 'n bietjie saam gaan gesels, nuwe loskakel. Dan die FA Beker, FA Cup, Fabian Hurstler, hy is die afrigter van Brighton, en hy gaan vir ons 'n bietjie vertel wat hy te wagte is in 'n wedstryd teen Chelsea. So is 'n baie besige program. Ons gaan ook hoor wat sê een van die quarterbacks, die manne wat daar's eintlik nie Afrikaanse woord nie. Dit is nie NFL, dit is Amerikaanse rugby. Dit is Patrick Mahomes, hy's van die Chiefs, en hy gaan sê wat hy te wagte is na die Super Bowl finaal. So dis 'n klomp sport, lekker naweek wat ons na kan uitkyk, maar ons gaan afskop hier in die tonnel met die rugby. Ons het ons deep heat ingesmeer, ons is reg om uit te draf, en die grootte in die Kaap, dit is die Stormers wat tuis speel teen die Bulls. Die Bulls 'n baie goeie seisoen sover, hulle is derde op die punteleer. Dit is die span van die Kaap wat 12de op die punteleer is. So nie baie goeie begin vir hulle op hierdie stadium nie. Maar kom ons hoor wat sê Jake White. Jake White natuurlik voorheen ook 'n internasionale afrigter gewees van die Springbokke. Hy is nou die Bulls se afrigter, en dan kom ons hoor wat sê hy wat hy te wagte is. Well, you know, that's what's so nice about derbies. I mean, we've been in a situation as well, Bryn. We've played them a few times in a row now. I'm talking about the last couple of years where we were also desperate and we never got a win, you know. So, but saying that, I mean, you know, I said to someone now coming here that when the Bulls and the Stormers is the big game of the year, then we're doing our jobs. You know, then we're doing something right, you know. The day that people don't talk about the North-South derby as the big one means that we're not doing our jobs. And you know, all I hear now is there's 40,000 tickets sold, and that makes me happy because it means that people still see the North-South derby as one of the big clashes in the calendar. And you know, so we also want to be desperate to win. We want to finish as high up as we can because we know what home ground advantage means in the back end of the competition, and therefore we need to win these games as well. You know, so it's going to be an interesting clash, and I'm looking forward to it. Dan Jake White, die afrigter van die Bulls, interessant wat hy sê, hulle verander hulle hotel, so hulle slaap op 'n ander plek, hulle het bietjie dit verander waar hulle in die Kaap bly, en hulle het die afgelope klomp wedstryde in die Kaap verloor, maar een van die waarskynlik die gunsteling, hulle is dit in die Kaap om die Stormers te wen. Maar kom ons hoor wat sê Mike Potgieter, hy is ons rugbykundige, en nou ons gesels hom ook gou wat ons dink kan gebeur die Stormers teen die Bulls. Mike, dit is 'n groot wedstryd op die Kaapstad Stadion, dit is Noord-Suid. Dit is die tradisies jarelang, is dit maar die een groot eintlik in Suid-Afrikaanse rugby, die Stormers tuis teen die Bulls. Die wedstryd het uitgestel is, dit sou laas jaar gewees het. Nou is 'n snaakse afskoptyd, 2 uur die middag, maar daar sal klaar amper meer as 40,000 kaartjies verkoop, so gewilde wedstryd. Definitief, as daar een wedstryd is waar die ondersteuners werklik voor die monde water, die lippe aflek, dan is dit nou daai Noord-Suid derby tussen die Bulle en die Stormers. En ek dink hierdie een is so bietjie persoonlik ook, met al die jare wat ons nou al gesien het, is dit asof die Stormers net elke keer die Bulls se nommer gehad het. Ek wil egter vir jou sê, as jy kyk na die beserings wat in die Stormers span is, en jy het al hoeveel keer gesê, daai wet van gemiddeldes, ek weet nie of 7 die gelukkige nommer vir die Stormers was, en dat 8 die een sal wees vir die Bulls nie, maar ek wil sê dat die Bulls dink ek die gunstelinge is selfs hier in Kaapstad. Ja, of altyd is die Bulls baie sterk voor, maar sonder Eldrich Lou en Roan Orkee, daar's baie diepte, maar dit is dan baie belangrike spelers, veral Eldrich Lou het groot telefoon gegee afgelope jaar. Ja, en dis altyd sleg as jy sien 'n speler kry 'n besering, vir alle speler wat al reeds so groot opspraak gemaak het, jou land verteenwoordig het. Dit is een van die sleutelspelers wat die Bulls op staat maak. En nou ewe skielik moet jy met iemand in aanhalingstekens bietjie meer onervare dalk staat maak. Maar ek dink die Bulls se setup is van so 'n aard dat selfs met groot beserings is daar soveel ervaring in hulle groep dat die volgende ouens wat inkom werklik eintlik weet wat van hulle verwag word. Ja, die druk is op jou, veral met so 'n tipe derby, maar ek dink die Bulls het genoeg diepte, soos wat jy gesê het, om daai twee spelers wat groot leemtes laat eintlik al aan te val.
Ja, dit dan Mike Potgieter. Ja, dit is 'n baie lekker wedstryd in die Kaap. 2 uur afskoptyd, Namibië se tyd vir die wat 'n nota wil maak. Dan's daar baie 6 nasie rugby so rondom. Ook dit is Italië wat speel teen Wallis. Dis 4:15 Namibië se tyd. Die eerste wedstryd daar al. Engeland speel teen Frankryk. Dit is 7:15 ook Saterdag aand. En dan Sondag is dit Skotland wat speel teen Ierland. Daai wedstryd is Sondag 5:00 die middag. So dit is lekker 6 nasie rugby om te kyk, maar kom ons kyk wat kan moontlik gebeur daar by die Engeland Frankryk wedstryd. Dit word gespeel op Twickenham of is nou die Allianz Stadion daar in Londen. Finn Smith, hy is 'n nuwe loskakel en hy het natuurlik baie druk op hom. Hy maak sy debuut eintlik 'n opdraf debuut vir Engeland. Kom ons hoor wat hy te wag is vir 'n wedstryd teen Frankryk. Fair enough. No, I'm all right at the moment. I'm feeling good, feeling relaxed. Really excited, first and foremost. Yeah, my family are buzzing, my mates are buzzing, so I'm sure as Saturday comes around, I'm going to be slightly more nervous, but I always play my best when I'm nice and calm and nice and relaxed and confident. So the more I can be like that, the better, I think. Look, I've played with Mitch for the last 2 years now. I know his game pretty well. He knows my game pretty well. So hopefully, some of that relationship is going to really help me settle in. And also, I've got my best mate on the wing, Tommy Freeman, another really close friend, Ollie Slightholme. We've got a good idea of what each other are going to bring, and I think just having that sort of familiarity around you in the big moments is always useful. So yeah, that's been really nice to have those guys on the pitch this week so far. And what are you expecting to see from France? They've obviously got a very dynamic back line, big forwards. What are you expecting? Yeah, it'll be a big power game, so really important that we muscle up physically, and then I think. Like I said, the ball gets to the edge very quickly, and they've got some unbelievably quick backs. So the more we can stay, I guess it's a two-part job. The forwards have got to front up, and the backs have got to move really well and watch out for their threats out wide. So yeah, that's what we'll be looking out for. Dat dan die stem daar van Finn Smith en dit is Marcus Smith wat gewoonlik loskakel speel. Hy speel nou heel agter, so dit gaan 'n interessante dinamika wees. 'n Groot stryd daai. Dit is in Londen, die Engelse wat speel teen Frankryk. Kom ons hoor ook wat sê Mike Potgieter. Ons het ook gesels oor wat ons te wagte kan wees Engeland teen Frankryk. Groot wedstryd op Twickenham. Dit is amper so groot as wat dit raak oor die naweek. Engeland tuis teen Frankryk. Daar's net so 'n Engelse kanaal wat hulle kyk. Wonder nog steeds hoekom die Franse ingestem het dat nie die Franse kanaal is nie. Maar dit is 'n kanaal, dit is die see tussen daai twee lande. Engeland het eintlik baie goed gespeel teen Ierland. In die einde het hulle so 'n bietjie dit verloor. Frankryk het weer 'n maklike wedstryd gehad die afgelope naweek teen Wallis. Hier is toetsrugby deluxe en hier is baie op die spel. Baie en in 'n kompetisie so 6 nasies is momentum van kardinale belang. En ek wil sê jou eerste wedstryd is baie belangrik. Ons het dit gehoor by Fabien Galtier by die Franse wat hy gesê het, die eerste wedstryd bepaal die momentum. En ons het gesien hulle het 'n goeie wegspring gekry teen 'n sukkelende Wallis. Maar Engeland tuis heeltemal 'n ander game. En Engeland het gewys dat 6 nasies is een van daai kompetisies wat hulle regtig in trots is. Ja, dis die noordelike halfrondspan wat deurgegaan het in die wêreldbeker. Sover as wat enige noordelike halfrondspan dan nou kon gaan in die kompetisie. Hulle was nie die gunsteling om te doen nie, maar hulle het gewys. Weet jy wat, by hierdie groot kompetisies is ons die een wat die sektor swaai. En ek dink teen Frankryk sal daar so 'n bietjie wraak ook wees in terme van hierdie twee spanne. Engeland, Brathwaite wat hy reg kry met die spelers, almal het hom 'n vraagteken en dit is so 'n bietjie van 'n wipwaandjie wedstryd of seisoen en loopbaan vir hom as afrigter by Engeland. Maar ek dink tog teen Frankryk is dit juist daai wedstryd wat hulle besig is om te swaai. Ja, dankie Mike. Altyd 'n groot wedstryd. Dit is Engeland teen Frankryk in Londen. En die ander groote is Skotland tuis teen Ierland. En kom ons hoor ook wat sê Mike Potgieter wat te wagte kan wees in daai groot wedstryd. En dit is in Edinburgh natuurlik. Maar dit is Skotland tuis op Edinburgh teen Ierland. Dis weer ver onder die oë William Wallace. Hulle gaan verseker 'n harde stryd hê. Een vraag wat ek tog het van Ierland. Het 'n nuwe afrigter. Dit is Andy Farrell wat nou vir Lions afrig, hy het beskik van die Easterby wat nou van die afrig uit. Die eerste wedstryd gewen, maar daar was 'n bietjie krakies gewees. Dit is nie so maklik nie. Ja, ek dink daai vraag sal altyd gevra word wanneer daar iemand nie instuur en in bewind en in beheer, hoe jy dit wil sien kom. Die groot ding vir my is waar daar 'n groot vraagteken is die vertroue wat iemand soos Andy Farrell gebou het by hierdie span. Van hy begin het regdeur, hy het 'n plan gehad. Hy het Ierland gevat tot in die nommer 1
posisie in die wêreld. Hulle was 'n gunsteling in 'n wêreldbeker geweest. Hierdie spelers het soveel vertroue in mekaar gebou, selfs met iemand so Sexton wat uit is, nuwe spelers ingekom en dit was amper net smooth transitioning geweest daar. Die groot ding is die vertroue van afrigter tot spelers en dan hoor jy iets soos 'n ervare speler met Gibson Park wat sê moenie verbaas wees as Skotland ons hierdie naweek wen. Ja, dankie Mike. Ja, Skotland teen Ierland, 'n groot wedstryd, twee groot wedstryde wat Saterdag gebeur en dan Sondag is dit Wales wat speel. Hulle speel teen Italië. Wales wat 'n groot sukkelseisoen het. Hulle het nou 13 wedstryde in 'n ry verloor. Hulle speel weg teen Italië. Hulle het dan so buitekans ten minste om nou daai al die verlore agter hulle te kan sit. Maar kom ons hoor wat sê Mike Potgieter wat ons te wagte kan wees. Wales teen Italië. Ek is Italië tuis teen Wales. Wales wat nou al dit raak net meer en meer 13 in 'n ry verloor het. Italië is goed genoeg om nog steeds momentum tuis te hê waarskynlik. Goed afgerig, hulle speel baie beter. Eintlik nie sleg gespeel teen Skotland die afgelope naweek. Ja, ek wil vir jou sê daar was, as jy gaan kyk na die vorige wedstryd teen Skotland, daar was oomblikke gewees wat Italië gelyk het. Joh, hoor ek, as Italië so teen 'n span kan speel, kan hulle 'n paar opskurings veroorsaak hierdie seisoen. En ek dink dis wat vir my lekker is van die Italiaanse spel. Daar's een ding wat my so bietjie kwel oor Italië en dit is, jy sit met 'n afrigter wat die vorige jaar by jou aangesluit het. In 1 jaar was dit so min tyd vir voorbereiding geweest. Dis 'n Argentynse oudspeler wat nou in bewind is hier en dan stuur van sake by die Italiaanse span wat gewoond is aan 'n manier van speel. Argentinië het 'n ander manier van speel. Dis ander tradisies, dis ander kulture. En ek wonder net of hy regtig in 1 jaar genoeg tyd gehad het om met hierdie Italiaanse span werklik opspraak te kan maak om daai 1 of 2 opskurings te veroorsaak. Ek dink hulle sal hulle self 'n kans wil gee teen 'n span soos Wales. Daarteen dink ek Wales sal hulle self 'n kans wil gee om daai wet van gemiddeldes weer ten toon te stel om weer op die wenpad te kom. Dankie Mike. Ja, dit is Wales teen Italië. Dit is Sondagmiddag, daai afskoptyd. Kom ons vat 'n advertensiebreek. As ons terugkom, dan kyk ons na 'n klomp verskillende sport. Dit is van sokker tot Amerikaanse rugby. Ons moet kyk wat met die op die SA20 finaal cricket gebeur. Ons vat 'n advertensiebreek. It all began with ink on paper. A small but powerful voice that reached the homes of Namibians, sharing their stories, their triumphs, their struggles. As the world evolved, so did we. From the presses to your screens, keeping you connected to the news that matters, wherever you are. We didn't stop at digital. We brought the action to life on your screens, covering the moments that unite us all. We're not just a source of information. We're your partner in exploration, booking your stay, paying for your meals, and even sending your event tickets straight to your phone. Reaching over 1 million people daily, we are a fully integrated system, working together to make your life easier. Whether it's news, events, or everyday information, we've brought it all together. We're committed to empowering the next generation. Through partnerships and innovation, we're delivering education to every corner of Namibia. We've become so much more. More than news, more than information. We're here to help you enjoy everything Namibia has to offer. NTV, so much more than just television. Baie welkom terug by In die Tonnel en dit is 'n besige sportnaweek soos altyd. Ons sokkerveld toe gaan ons ook. Dit is nie Premier Liga op hierdie stadium nie, dit is die FA Cup, 'n baie tradisieryke kompetisie natuurlik in Engelse sokker. Dis die 4de ronde wat gespeel word. Die verdedigende kampioen is Manchester United. Hulle speel al Vrydag aand teen Leicester City en dit is 10:00 die aand Namibiese tyd vir die wat dit wil volg die Vrydag aand. Maar Saterdag Manchester City, hulle speel weg teen Leyton Orient. Dit is 2:15. Dan is Southampton wat speel teen Burnley. Dit is 5:00 die middag en Everton teen Bournemouth 5:00 die middag ook en Birmingham speel teen Newcastle. Maar een van die groot wedstryde Saterdag is 10:00 die aand. Dit is Brighton wat tuis speel teen Chelsea en ons luister wat sê die afrigter van Brighton. Dit is Fabian Hürzeler, hy's van Duitsland en dit is 'n moeilike wedstryd vir Brighton want hulle die afgelope naweek het hulle ver verloor in die Engelse Premier Liga, maar kom ons hoor eers wat sê Fabian Hürzeler, wat hy te wagte is van die wedstryd teen Chelsea. Yeah, like I said, it's a chance to win a title, and if you have a chance to win a title, then it's a big meaning, especially for this club, and therefore we try to go all in. It's a do or die game, so it's one game, although we know that we will face a very
big opponent, opponent who's playing a great season. But like I said, it's a do-or-die game, and we proved it already in this season that we can beat everyone. So we will have a very positive mindset, a mindset of full confidence, and like this we will go into the game. Dit dan Fabian Hurster, ja, groot wedstryd, dit is 'n tuiswedstryd Brighton teen Chelsea. Moeilik vir Brighton want hulle het 7-0 verloor teen Nottingham Forest die afgelope naweek. Dis 'n groot verloor, so baie momentum verloor. Interessant wees om te hoor wat sê Fabian Hurster daaroor. Kom ons luister. I think every experience I do is new. So I faced in the last season like not a similar situation. Like I said, it's different, but there were also some defeats, some bad defeats, and I always say, if you want to be successful, you have to accept that the journey to the success is not comfortable, and we are at the moment in not a comfortable situation, so you have to accept it, and then it's about staying calm. So trust the process. I always say it's the first thing. Then the second thing, like trust in your approach. So if we have one game, like analyze it, be honest to each other, but don't change the whole approach. So come back to the basic things, and the basic things we can influence on the pitch is intensity. So we missed this intensity in the last game. We were honest to each other, but like I said, it's very important to stay calm, to not let you define by one game. There are reasons why we lost this game. We know the reasons, and therefore it's about mention and emphasize these reasons, but at the next day it's about carry on and work hard, because everything what we say now is just these are just like phrases, just like sentences, but in the end the truth is on the pitch. So we have to work hard on the pitch. We have to show reaction at our home stadium for our fans, and that's the only thing we can do. So that we can be judged by the fans, that we can be judged by the public, how you react. And now all the things I say, of course, they are important, but in the end we have to live it. We have to live it, and that's what I try to do. I try to be a role model for everyone in this building, with staying positive, with being calm, and with giving the players, and that's I think the most important, giving the players like an orientation where we will work on, an orientation that we will find solutions for the situation, and there I'm full of confidence and full of belief that we will get out of this together. Dit dan Fabian Hurster, hy's 'n afrigter van Brighton. Chelsea ook in goeie vorm. Hulle het die afgelope naweek vir West Ham met 2-1 gewen. So is dis FA beker, FA Cup wat voortgaan. En natuurlik Sondag ook nog wedstryde. Blackburn Rovers, hulle speel teen Wolverhampton 2:30 Sondag Namibiese tyd, en dan is dit een van die gunstelinge Liverpool, hulle het 'n wegwedstryd teen Plymouth Argyle, en dit is ook Sondag vir daai wedstryd gespeel word. Die groot Sondag Aston Villa tuis teen Tottenham Hotspur. Dit is so 25 minute voor 8 Namibiese tyd. Kom ons gaan na die cricketveld. Dit is 'n klomp cricket wat gespeel was in die SA20 opwindende cricket, T20 cricket, en uiteindelik is dit die finaal. Dit is ook Saterdag, asof daar nie genoeg sport al Saterdag plaasvind nie, is daar nog 'n cricket SA20 finaal ook tussen al die rugby, en dit is die My Cape Town span wat speel teen die verdedigende kampioen, die Sunrisers Eastern Cape. Hulle speel op die neutrale veld. Hulle speel in Johannesburg op die Wanderers. Kom ons hoor wat sê een van die sterre van die Kaapstad span. Dit is My Cape Town se Kagiso Rabada. Kom ons hoor wat sê hy wat hy te wagte is. Yeah, we've always had the players, but now I think we got together, and the senior group had a lot to do with it in terms of pulling everyone together, and there's also a familiarity between the players, and as you can see, you know, the South African players are backing each other, and you know, we've been playing 2 overseas in certain games, or in quite a few games. So you can see the local players are stepping up, and everyone who's on the bench as well is looking to make an impact. Whether they come in, you know, they can come in at any time. Everyone is actually ready to play. So that hunger is there. The hunger's always been there, but I think we just got together more as a team to put in, you know, those crucial performances at crucial times, and I think that's what's getting us over the line.
dan Kagiso Rabada, een van die belangrike spelers vir die My Cape Town span in daai finaal. Sterk span wat die span van Gqeberta het, die verdedigende kampioen, hulle probeer dit 'n derde wen in 'n ry maak. Hulle het spelers soos Loandre Pretorius wat 'n goeie seisoen het, ook Aiden Markham natuurlik, ook Marco Jansen en Tony De Zorzi wat goed gespeel het in die semifinaal. So die My Cape Town span ook, hulle het 'n paar ervare spelers, Rassie van der Dussen en Ryan Riekelton. Hulle speel vir die Kaapstad span, maar kom eintlik van die Wanderers, so hulle ken daai golfplat. Dewald Brewers kom eintlik van Pretoria, so hy ken ook die Hoëveld en dan Rabada en Trent Bolt, goeie bowlers vir My Cape Town. Interessante wedstryd wees, dis die SA20 finaal. Dit is Saterdagmiddag wat dit gespeel word. Namibiese tyd 5:30 word die eerste bal gebal in daai wedstryd. Nou kom ons gaan oor na sport wat ons nie baie oor praat altyd op 'n Vrydag op in die Tonnelie. Dit is Amerikaanse sport, dit is die Super Bowl. Dit is daai rugby wat hulle met die valhelms speel en dit is die eindstryd. Dit is 'n baie groot, dit is eintlik maandagooggend Namibiese tyd. Dit is nou Sondag aand in Amerikaanse tyd wat daai finaal is. Kansas City Chiefs wat speel teen die Philadelphia Eagles en hulle speel op die neutrale veld in New Orleans. Hulle noem dit Super Bowl 59. 2 jaar terug het dieselfde twee spanne gespeel toe Kansas City Chiefs gewen. Hulle het die afgelope 2 jaar gewen, so hulle probeer dit 3 in 'n ry maak wat omtrent ek dink nog nooit gebeur het nie. En hulle groot belangrike speler is hulle quarterback. Sy naam is Patrick Mahomes en nou kom ons hoor wat hy te wagte is en wat hy dink van die span en ook van hulle afrigter. Sy van is Reed. It starts with Coach Reed and the culture that he's built. But I think through this entire team, you have a lot of guys that love the process of starting it from the bottom and having to build your way back up there. And we understand what it takes to get to the Super Bowl, and we know it's not easy. And so instead of just trying to go out there and go through the motions, guys know that they have to put this work in and to get to this position. And so, like I said, it starts with Coach Reed and the culture that he's built. But I think that the team has a lot of guys that want to do what it takes to win. Dit dan Patrick Mahomes, ja, lekker finaal daar in Amerika en dit is die Super Bowl 59 finaal. Die Eagles se quarterback is Jalen Hurts, so dis 'n groot belangrike wedstryd vir albei, word gespeel in New Orleans. Kom ons kyk ook vinnig na gevegkuns. Dit is UFC en groot belang want Suid-Afrika se Dricus Du Plessis verdedig sy middelgewig titel en dit is natuurlik gemengde gevegkuns, noem hulle dit, mixed martial arts in Engels. Dricus Du Plessis teen Sean Strickland, tweede keer dat hulle veg en dit is Saterdag aand wat dit is in Australië in Sydney, maar dit sal seker Sondagoggend in die vroeë oggendure van 5, 6, 7 in die oggend sal dit op die televisie wees vir die wat dit wil volg. Net die wat wil hulle self vergelyk met hoe groot die manne is, albei van hulle 6'1" en 185 pond en in Afrikaans of in ander tale is dit 1.85 meter en dan 83 kilogram, 83,9 om presies te wees. So ek dink baie van ons is 1,85, maar ons weeg hier regtig 83 kilogram op daai lengte nie, maar dit is die twee manne wat mekaar diep in die oë gaan kyk. Dit is in Sydney. Dit is die middelgewig titelgeveg. As ook 2 golftoernooie wat plaasvind, dit is die Phoenix Open op die PGA Tour wat gespeel word in Amerika, maar 'n mooi 17de puitjie wat soos 'n paviljoen lyk en dan is dit ook die Qatar Meesters, dit is op die Europese My DP World Tour waar die golfballe geslaan word. So kom ons wat advertensiebreek as ons terugkom, dan kyk ons wat gebeur in Namibië. Taking flight has never been easier. Paratus is introducing Sky-Fi internet packages with speeds that will have you reaching for your seatbelts. Starting from $500 Namibian excluding VAT per month, with speeds reaching up to 10 megabits per second. There's even a prepaid option where you can top up your Sky-Fi internet for just $15 Namibian per gigabyte. No contracts, no fuss. Visit your nearest Paratus branch to find out more. Or go to paratus.africa/Namibia to sign up online. Always prepared, Paratus. Welkom terug by In die Tonnel. Dis 'n besige sportnaweek, baie besig in Namibië natuurlik ook en ons gaan sommer begin met rugby. Dit is weer rugby tyd so vroeg in die jaar in Namibië ook is die tens. Dis baie gewilde, dit is die Castle Light Tens. Dit word gespeel daar by Trustco United se velde. Kom ons hoor wat sê Brian Monango. Hy gaan vir ons verduidelik wat alles te wagte is daar.
Okay kykers, so ons is baie excited vir hierdie naweek. Soos julle weet, Vrydag en Saterdag is ons by Trasco United vir die Kasseley Tenniside rugby wedstryde wat gaan plaasvind. Al wat julle moet maak is maak seker julle is by die stadion vir die lekker games wat plaasvind. Anders kan julle ingeskakel wees op kanaal 285 op DStv of op GoTV channel 25. Ons sien vooruit vir die games. Wanderers het laas gewen en ons sien vooruit om te sien wie wen in die trofee hierdie jaar. Ja, dankie Brian. Ja, dit is al van vroegoggend so net voor 9 se kant wat dit al gebeeldsend word. Dis daai 10s rugby by Trasco United. Ook cricket is 'n Namibië se nasionale span, die Richelieu Namibië span in aksie. Hulle speel in Oman. Dit is die Wêreldbeker Liga 2, die IKR se Wêreldbeker Liga 2 kompetisie. Hulle speel teen die VSA en daai wedstryd is 8:00 Namibië se tyd Saterdagoggend. Dit is 'n wegwedstryd natuurlik. En dan is daar ook groot sokker. Dis altyd die Debmarine Namibië se Premierliga wat groot belangstelling wek. Word reg oor Namibië gespeel weer. Dit is van Rundu, dis by die UNAM Stadion in Windhoek ook, Oshakati, Keetmanshoop, Walvis Bay. Hy het oral sokker gespeel. Twee wedstryde wat ek vinnig kan noem by die UNAM Stadion is dit 'n Sondag, die Kommas Nampol span wat speel teen die Mighty Gunners. Dit is 4:00, dit is Sondagmiddag. En by Rundu is daar twee wedstryde Sondag. Dis Jujino Athletic teen Ongos. Dit is 1:00 die middag en 4:00 is dit Kuka Tops wat speel teen Tigers. Dis alles groot sokker daar by Rundu. Nou die fikse fietsryers, dit is die Nedbank en Namibië se Fietsry Federasie se nasionale padwedrenne. Die tydtoets was al Vrydag gewees. Die elite en onder 23 mans ry redelik ver, 160 km, dis alles op die pad natuurlik. En dit is vroegoggend wat dit begin, al 6:30 is daai wegspring en dit is daar by die afdraai by die Matchless Main. Dit is waar die begin en die einde van al die fietsry is. Dan die elite vroue ook onder 23 en die elite vroue is ook 6:37, 7 minute later wat hulle wegspring vir 106 km en daarna is daar 'n hele paar ander afdelings wat ook wegspring. Vir die wat lief is vir skoolatletiek, by VAS, by Vegkop, is dit die skoolatletiek van die skool. Dit is Kanidoot, Swartak en Waggebietjie, die drie spanne. Tradisieryk is altyd lekker om atletiek te sien en hulle sing en hoe die paviljoene opgemaak is. En dit is Saterdagoggend by Vegkop. So ons het lekker sport gekuier hierso op in die tonnel. Hoop is 'n lekker sportnaweek. Daar is 'n klomp sport om te kyk. Dit is van vroeg die oggend tot laat in die nag en geniet die sportnaweek en ons gesels weer in die tonnel volgende Vrydag. Tot dan. Groete.